Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, die 3 Februarie 2026 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En vanoggend wil ek met julle net deel dat dit stadig maar seker maak ons vordering. Ons hoofkwartier hier in Appington, Skroderstraat, die Hoofstraat, is werklik iets om te aanskou. En vir die meeste besoekers is dit 'n openbaring om te sien wat word daar gedoen. En diegene wat dan toegang kry tot die inligtingshub, waar ons spanne sit en alle inligting verwerk, tot by ons massiewe store wat volgepak is van toerusting wat ons gaan moet gebruik gedurende 'n groepering wanneer dinge in Suid-Afrika verkeerd loop. Maar na aanleiding van die situasie 'n paar maande gelede toe ons skielik en onverwags 'n klomp lede verloor het, aan die dood afgestaan het dit vir ons duidelik geraak dat 'n mens kan nie 2,5 na 3 ure wag vir 'n ambulans in nood nie. En dis wat daar elke keer hier in Appington en omgewing gebeur. Jy wag vir 'n ambulans vir bitter lank tyd. En dit het ons tot die besluit gebring dat ons gesê het, ons moet vir ons personeel hier in Appington, waarvan daar ongeveer 800 lede is, moet ons 'n fasiliteit daar kry om hierdie probleem aan te spreek, sodat ons mense vinniger by mediese hulp kan uitkom, behandel kan word, afgevoer kan word na 'n hospitaal, soos wat die situasie dan mag vereis. En ons het skouer aan die wiel gesit en werk daarvan gemaak, en die voertuig is Vrydag klaar gemaak en afgelewer, en ek nooi julle uit om saam met my te kyk na hierdie baie kort en vinnige beeldmateriaal wat geskied is vir die SBB se mediese steun voertuig. Dis natuurlik net vir SBB lede. Ons lenegeld is R120 per maand. As jy egter toegang tot 'n ambulans wil hê, dan moet jy betaal daarvoor, en indien jou mediese versekering nie daarvoor voorsiening maak nie, dan is dit problematies. En daarom het ons hierdie een vir ons aangeskaf, beman deur ons eie paramedics, ons kode 10 drywers met PDP, sodat ons na ons eie lede kan omsien. En hierdie mediese steunvoertuig is tot beskikking van ons lede absoluut gratis. Ons dien 'n area rondom Appington vir so ongeveer 200 km, en waar enige lid van SBB 'n probleem of nood ervaar of by 'n mediese steunpunt moet uitkom, soos 'n hospitaal of 'n dokter, kan ons baie vinniger reageer as enige van die bestaande dienste. En hierdie is moontlik gemaak deur manne soos Jan Ernst, Anton Smit en 'n verskeidenheid van ander lede wat spontaan by die projek betrokke geraak het en gesorg het dat ons dit kan doen. En ons is dankbaar teen die bereidwilligheid wat ons lede openbaar. Maar dan kry jy nog steeds lede en mense wat alles in hulle vermoë probeer doen om te bewys dat ons nie in ledebelang optree nie, maar dat ons self net beperkte
aksies uitvoer en dat ons eintlik mense mislei met dit wat ons op die grond doen. En daarom is my uitnodiging nog altyd daar gewees. Kom hou in die Hoofstraat stil, langs die Protea Hotel, en kom stap by ons kantore in en kom vereenselwig en vergewis jouself met wat ons doen. Kom gesels met my en kom steek 'n kers op oor hoe, wat en waar en hoekom sekere goed moet gebeur. Maar dit is so maklik om te kritiseer, veral as jy nie 'n beter oplossing het nie. 'n beter plan het nie. Nou ons weet dat hier oor die naweek was daar 'n groep in die Vrystaat wat in die Staatskoerant laat afkondig dat hulle nou beheer vat van die Vrystaat of gaan neem of dat hulle die grondgebied eis, dat dit eintlik aan hulle behoort. En dis interessant dat daar nou verskeie sulke tipe van eise begin opgaan deur Suid-Afrika. Die Zulu stemme wat begin opklink, die San wat begin stemdik maak oor sekere gebiede. En dan wonder ek wat sal hulle sê of maak as ek sê wel, die Noord-Kaap is ons. Uit die aard van die saak sal ek dit nie doen nie, want dit behoort nie net aan ons nie. Die Noord-Kaap egter gaan 'n sleutelrol speel vorentoe as gevolg van sy natuurlike minder dig gebied, minder digte bevolking wat hier gevind word, en gaan jy in 'n situasie van krisis of nood 'n outomatiese migrasie kry weswaarts in die gebiede van meer uil bevolking. Dit sê egter nie dat ons nie voorbereid moet wees vir dit wat kom nie. Maar ek dink 'n mens moet bedag wees daarop dat dit wat jy vandag sê nie van jou 'n onnodige teiken van 'n regering raak wat juis nou toenemend hulle aandag op ons as blanke minderheid fokus nie. 'n Mens moet mooi dink wat jy sê en wat jy doen. Maar my advies is dat gebruik hierdie tyd tot beskikking om jouself voor te berei om na hierdie meer veilige gebied waar ons beoog om beskerming te kan toepas deur gebiedsdominering te doen. Waar ons kyk na 'n baie groot gebied hier in die noorde van die land, waar dit belangrik is dat elkeen van ons gefokus kan bly om 'n toekoms te skep vir die nageslag van ons en wat daarna mag kom. Ons moet derentyd daar 'n hoop vestig, 'n hoop skep onder ons mense, maar ook onder ander mense en hoop hulle raak betrokke, hulle kom tafel toe wat ons reeds ons baie sterk groepering nog verder kan uitbrei. Almal sê altyd wat hulle wil doen of wat hulle gaan doen as daar moeilikheid in Suid-Afrika kom. En elke dag nou beweeg ons nader aan die werklike moeilikheidssituasies. My oplossing is dat jy nie moet sê wat jy gaan doen nie, maar dat jy dit moet doen. Sit dade by die woord. Sedert Junie van 2021 met die chaos in Natal, met die stropings daar, met die plunderings wat plaasgevind het, geboue wat afgebrand is, het ons besef hoe belangrik dit is om 'n noodsentrum te hê waar 'n mens georganiseerd kan omsien na mense wat pad gee die hoë bevolkingsgebiede uit na die minder digte bevolkingsgebiede. Waar dit vir ons duidelik is dat ons deur ons aksie, deur ons mannekrag, die gebied moet help stabiliseer en beveilig, sodat boere kan voortgaan om te produseer, sodat hulle kan voortgaan om kos beskikbaar te stel in 'n tydperk van chaos waar
jou groot voorsieningslyne waarskynlik tot 'n einde gaan kom. Al is dit dalk tydelik en nie permanent nie, maar daar gaan nood op die grond bestaan waarna ons moet omsien. Ons moet dus die vermoë hê en die vermoë ontwikkel om meer en meer onafhanklik te beweeg. As ons kyk na die huidige waterkrisis hier in die dorp, as dit dan moet ons vir ons eie mense 'n suiweringsaanleg neersit waar ons water kan suiwer en kan voorsien aan ons lede gratis, kosteloos tot voordeel van die lede, want wat ons ook al doen, uit die einde van die dag moet tot voordeel van ons lede wees. En uiteindelik, wanneer groepering dan sou plaasvind en ons dan by ons hoofversamelgebied by mekaar moet kom, moet ons aanvaar dat daar reeds verskeie goed in plek gesit is, wat mense wat in trauma verkeer, wat mediese ondersteuning nodig het, dat ons dit effektief vir hulle kan gee. Ons doen. Ons praat nie net nie. Ek maak nie net beloftes nie. En dit waarop ons besluit, kom tot uitvoer deur die genade van bo. Ons volgende groot projek sal dan wees brandbestryding, sodat ons ook vir die boere in die Kalahari oor die droë brandtydperk van hulp kan voorsien en kan gaan help, nie net om vure dood te maak nie, brande te stop nie, maar ook 'n ambulans soort diens, hierdie mediese steunvoertuig wat mense kan help met ligte brandwonde, dalk suurstof wat nodig is wat hulle moet inkry. Want onthou, hierdie mediese steunvoertuig van ons is ten volle toegerus om te kan doen wat nodig is om lewens te red. En voordat enige iemand volgende keer vir jou twak in die kop praat, kom kyk vir jouself, kom vind uit vir jouself, sien wat ons doen. En as jy baie vinnig agterkom dat ons is 'n organisasie, dat SBB 'n groepering is wat woord by die daad sit en wat doen wat ons beloof het om te doen. En met elke lid se hulp sal ons alles doen wat nodig is om vir ons mense 'n toekoms te kan skep op die regte gegewe kritiese oomblik. So, die keuse bly joune. Sluit aan, raak deel of hang in die duisters en bly weg oor nonsens wat mense praat. Soos baie mense wat praat net oor my en Colleen en wie se lewensmissie dit geraak het om ons konsyns nou te ontbloot vir wat ons werklik is. En dan kom jy agter dat die persoon se kennis en insig is regtig waar op die vlak van 'n Kalahari skilpad en niks meer nie. Ongelukkig moet ons weet wat in die land aangaan. En gelukkig het ons 'n inligtingseentrum wat vir ons van die mees onlangste weekliks opgegradeerde inligting voorsien. As jy daai inligtingstukke wil ontvang, stuur jou e-posadres aan die hoofkwartier hier in Appington, admin@suidlandbb.co.za. En dan ontvang jy ook daai inligtingstukke wat elke Vrydag beskikbaar gestel word aan al ons lede. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek praat dan môreoggend weer met julle. Mooi loop, lekker dag en sien julle môre.